Dr. Eugene Kempon. Dr. Eugene Kempon, shrink. Toe 'n radiostasie my nader om deel te neem aan 'n gesprek oor gebed, het dit my gedring om bietjie te gaan lees weer en net dieper te dink en te bedink en te reflekteer oor gebed. En ek moet sê dit het nogal vir myself weer baie beteken om weer bietjie daaroor te dink en die plek daarvan in ons geestelike lewe te oorbesin. En besef dat ons maklik praat oor gebed, maar gebed is vir my amper soos 'n stiefkind, amper soos iets wat ek net nader trek wanneer ek in nood is of 'n krisis het of iets nodig het wat ook die toekoms betref. Maar toe ek gaan lees daaroor weer en besin daaroor en kyk na wat die Here Jesus self gesê het, besef ek dis 'n integrale deel van ons lewens, en wanneer ons dit verwaarloos, dan is daar iets wat skade ly in ons persoonlike verhouding met die Here. Ek is so bewus in my spreekkamer van dat een van die meganismes wat mense gebruik wanneer hulle in krisis is om dit te poog om te hanteer, is isolering. En isolering bly een van die gevaarlikste goed in 'n mens se lewe. En vereensaam jou en maak jou geweldig kwesbaar, maar geestelik is dit dieselfde. As ons nie hierdie lewendige gesprek, hierdie verhouding met die Here het waar ons harte kan uitstort en ook stil word om te hoor wat hy sê nie, dan gaan ons ten gronde. My so laat dink aan toe ek, en ek het direk terug daaroor gesels, by die klaagmuur was in Jerusalem, om te sien hoe die ortodokse Jode met baie erns heen en weer wieg, en die muur wat vol van hierdie gebedsversoeke is, en dat dit so vol word dat hulle dit van tyd tot tyd moet verwyder, maar daar's 'n hele ritueel. Die persone wat dit doen moet eers gereinig word met 'n reinigingsbad deurgaan, dan moet dit met 'n houtinstrument gedoen word, want ysterinstrumente simboliseer oorlog. Maar dan moet dit versigtig bymekaar gemaak word en dan word dit op die Olyfberg begrawe. Dit word dus met groot respek behandel. Maar ek het so by myself gedink dat een van die wonderlike beloftes wat God vir ons maak, is dat ons direk deur Christus tot hom kan nader. En dat ons kan begin, en daar is die Onse Vader gebed weer 'n modelgebed vir jou en vir my. Dat ons kan begin met Onse Vader. En dis die vertrekpunt van enige gebed dit is nie net sommer soos 'n deurry kitskos winkel waar ek net deurry en my behoefte bevredig nie. Dit gaan oor om in 'n verhouding met hom te staan, en ek het eendag in Jerusalem ook gehoor hoe 'n dogter met haar pa praat van Abba Vader en Abba. En dit was my so met deernis gevul, en dis dieselfde woord wat hier gebruik word, Abba Vader, Onse Vader, my Vader. En wanneer ek in daardie verhouding met hom staan, mag ek tot hom nader, en dan word gebed sinvol. Want gebed gaan nie oor my en al my versoeke nie. Ja, daar's 'n plek daarvoor, maar dit begin by waar ek eers weer sy heerskappy in my lewe erken. En gebed verander my, nie eers net noodwendig my situasie nie. Maar wanneer ek na God kom met gebed en selfs net met 'n noodgebed, Here help, dan is dit 'n wegkyk van omstandighede na hom wat die verlosser is en die een is wat kan oplossings bring. Maar op die einde van die dag gaan dit in ons geestelike lewe oor ons verhouding met hom. En ja, soms voel dit asof hierdie gebed van my nie verder as die dak strek nie. Maar dat ek aanhou bid en volhard in gebed, en dis juist dan wanneer ek soms net ook stil kan word voor hom en vertrou dat hy my hoor. Iemand het ergens geskryf dat gebed, 'n kind het ergens gesê vir haar pa dat sy bring net die alfabetletters na die Here toe, en dat die Here dan dit bymekaar sit en in 'n gebed vorm.
Soms weet ons nie wat om te bid nie, soms is ons heeltemal oorweldig deur ons omstandighede, maar om dan stil te word en te weet dat ons 'n liefdevolle God het wat vir ons hoor. Al is dit dan ook net 'n kort gebed, Here help, want die Here is nie afhanklik van lang gebede en mooi woorde nie, maar hy kyk na ons hart. Mag ons ook soos die disippels na die Here Jesus te kom en sê, Here, leer ons om te bid, want gebed is die lewensasem, die suurstof van ons geestelike lewe. Jy kan weer op my Facebook gaan lees, kan ook vir my skryf, eugenekemp@me.com.